Hierdie program word geborg deur DigiCards. Hallo julle, dis weer donderdag aand. Baie welkom hier by Alles Wat Mooi Is. Ek het twee van die mooiste mense hier in die tuin. Goed voel ek nou. Ines en Greta Benardi. Baie welkom julle, baie welkom hier. Ek is so bly dat julle tyd afgestaan het om so met ons te kom gesels. Want hierdie program gaan oor al die interessante mense Van die Suid-Kaap. van die Suid-Kaap, ja. Yes. Al die interessante en ongelooflik, ja. Dis regtig, ek het regtig nie geweet Dit dis is soveel hoogtyd interessante en dat mooi iemand- mense hierso nie. En jy en Petronel begin groot dinge, want dit vat waagmoed. Dis my baie lekker want ek ontmoet die interessantste mense. Ek bedoel, Ja. as jy julle twee nou Maar vandag. die- Julle ken ek ten minste dan 'n bietjie. Die spin-offs gaan kom. Ja. Goed, so ek wil begin by dit wat mense almal ken. En ons gaan vinnig daardeur gaan want ek wil uitkom by julle twee. Ines en Fran. Ja. In 1985 het julle Crescendo gewen, in 1987 het julle debuut gewen en julle album uitgebring en almal weet wie Ines en Fran Benardi dit is 'n suksesverhaal wat baie jare loop. En dit is waarmee ek byvoorbeeld ook Afrikaanse musiek leer ken het. Ja. Toe ek nou begin eerste keer luister, ek Is ons so oud? nee, ek is net so oud as julle. Ek het net baie laat begin Afrikaanse musiek luister want ek kom van Natal af, die laaste outpost so. Toe ek in Bloemfontein gaan swat het vir die eerste keer het ek te doen gekry met Afrikaanse musiek, regtig met Afrikaanse musiek te doen gekry. En die Voelvry toer. Daai klomp het my bekend gestel. Alternatief. Die alternatiewe klomp, ja. Ek was natuurlik totaal anti-alternatief. En my naam is nogal in die houtstok. Wat houtstok? Houtstok. Bladmusiekboek. Hy was baie uitgesproke ook. Ja nee, hulle het my gevat hoor, want ek het as hoofstroomkunstenaar het ek gesê, hoekom kan ons nie maar mekaar akkommodeer nie en laat die jong klomp se nuwe musiek stuif kruisbestuiving. Ja. En toe word daar kampe gemaak. En Maar jy ek sien, het dis 'n probleem gehad met die kampe. En weet jy wat my interessant is dat presies dit wat jy toegesê het in elk geval gebeur. As jy dink aan Koos Kombuis, Ja. lankal nie meer alternatief nie. Ja. Dis hoofstroom. Dis hoofstroom. Die goeders wat Johanneskerk orgel gedoen het maar basies hoofstroom geword later. As jy dink aan goeders soos Halala Afrika en al daai tipe van goeders. Ja. So ek het van die begin af 'n probleem met die benaming alternatief, want Ja. ek weet nie wat beteken alternatief nie. Is Ja. dit alternatief tot wat? So ja, maar in elk geval ek wil uitkom by julle twee. Ek wil oor julle gesels, want ons gesprek gaan oor julle want julle is twee ek haat die benaming legendes, maar julle is absoluut Ons is nie legendes. hierso in die Ons is Suid-Kaap, toevallig bekend, hoor. maar hier in die Suid-Kaap is julle as toevallig bekend, Ja. is julle het mense wat diep spore geloop het in die Suid-Kaap en hulle is vir ons nuwe inkommers hier in die Suid-Kaap, want ek is nou so 3 jaar. Petronel is 'n klompie jare hierso, maar julle is nou al 'n geruime tyd hier in George, nee, julle het 'n familie groot gemaak in Vertel, George, julle hoe het 'n het ons lewe gekom? gemaak. 2005 November het ons geland in George. Ek gaan nie 'n voorlang storie Jy vertel moet dan nie. sê, ons het syte gewapende roof oorleef en ons het besluit, ek maak klaar by die ATKV, ek het 'n fantastiese pos gehad. En ons het My eerste wenner van Crescendo was toevallig Petronel. Ja, dis En ek het vir Jacques de Priester, Rihanna Nel, noem die name, ek het al daai kinders voor my sien vlerke kry. Dit was fantasties. Maar na haar gewapende roof het ons besluit. Ja, en ek wil by sê, ons het 3 seuns gehad. Ons het hulle nog steeds groot gemaak, maar daai tyd het hulle na skool gegaan, hulle was nog klein seentjies. En waar ons gewoon het, in Randburg, moes ons hulle soos goud oppas. Want dit het al hoe gevaarliker in daai omgewing geword waar ons verskriklik lekker gebly het. In elk geval, en hier het die kinders totale vryheid gehad. Hulle kon op hulle fietsse klim, hulle kon laat aand na Appel toe stap as hulle wou. Die Suid-Kaap, George, toe ons hier aangekom het, was geweldig veilig en ja, dit was net te heerlik geweest vir ons om mee te kom. Hier is 'n ander tempo, hier was ander geld, minder as daarbo. Hier was geen maar, geld nie. Maar Ek was werkloos. Dit was- Hoe lank? dit was goed vir 6 ons. maande. Dit was goed vir ons gesin se dinamika
hierdie kom hiernatoe. Ons het vir die eerste keer baie saam see toe gegaan, goed saam gedoen, waar in Gauteng het hy net gestorm. Hy het gesing in ATKV en gewerk en ek het magtom goed gehad waarmee ek besig hou en skielik hierso het ons vir mekaar tyd gehad. Maar toe moes ons begin hardwerk hoor. Ja, Want toe het ons nou planne en hierdie klein mannetjies word groot en hulle wil gaan leer en alles moet in plek kom. Maar die Suid-Kaap was goed vir ons, die genade ook. En dis nie, jy het nou 1985 deelgeneem aan Crescendo. Crescendo, ja. Maar jy het op 'n stadium met jy oorgeneem daar by Crescendo en jy was die hoofman oor 100 dae by hulle gewees. Wat ek gedoen het is, ek het as predikant in Rustenburg vir Fritz Kok gaan sien en vir hom gesê, Fritz, ek dink die Afrikaners kan een word. Ons moet net by die kerklike denominasies verbykom. Die ATKV het die geld, hulle die logistieke, kan ek nie asseblief Christusfeeste reël nie. Toe vra hy my, wat bedoel jy daarmee? Toe sê ek, ons kry kunstenaars wat sing, daar's geen prediking nie, daar's net skriflesing. En ons doen dit by stadions. Jy weet, en hy het my so geluister, sê vir my, nee, hy gaan dit 'n kans gee. Maar, nou moet 'n mens onthou, in die koöperatiewe wêreld, dink hulle ATKV, hulle dink nie noodwendig, hier kom 'n redding vir die Afrikaner, boere, volk nie, dit was my idee. My idee was, ons gaan hou dan groot byeenkomste, Loftes, Nuwe Land, al die groot plekke, en dan hou ons silwer kollekte. Sê die woord, Christusfeeste. Christusfeeste, ek het, Dis wat ons gedroom het. Hulle het my toe dit gegeen, maar net in die oorde. Met ander woorde, ATKV die groot oorde. droom is toe Gereduseer tot. Jy het die gesig van Crescendo ook verander, want voor dit was daar nie noodwendig 'n wenner gewees nie. Daar was 'n algehele wenner, maar dit was 'n kategorie. verhoogproduksie. Crescendo kos so 'n klomp geld om daai verhoogproduksie vir 500 of 600 mense te bring, en dan verdwyn die kunstenaar. Vat die geld en belê dit in een ou. Geef vir hom 'n platekontrak, geef vir hom TV-blootstelling, radio. Toe gaan sien ek die SAIK destyds, RSG, Afrikaanse diens, en hulle sê, hulle is in. Hulle speel vir my Vrydag, speel hulle van die finaliste, en dan kan die mense stem. Ja. So toe word dit 'n lekker interaktiewe ding, en daardie tyd was geraas, onthou jy? Ja. Hulle het ook ingekoop, en hulle het gesê, maar ons gaan vir jou wenner ook 'n bietjie promoveer. So onmiddellik het Crescendo nie net meer 'n ATKV-projek geword nie, maar 'n nasionale bekendstelling. En toe kom Idols, en hulle steel alles by my. Ek beloof jou dit. Ja, maar dit is presies hoe hulle baie konsep van die werk. inisiatiewe. Jy sien, maar die ding is, ek sien byvoorbeeld dit, in dieselfde asem as wat jy 'n Springbokspan het. Ja. Want enige driehoek het 'n apex. En hoe hoër daai apex is, hoe breër moet sy basis word om hom te onderhou. So al hierdie 700 000 seentjies wat rugby speel in graad 1, speel rugby want hulle wil graag eendag daarbo wees. Hulle wil graag eendag spring. En dit is presies wat jy gedoen het met Crescendo, veronderstel ek. En ek dink dis die verskil byvoorbeeld met iets soos Idols. Want en nie noodwendig dat Idols nie so goed is of wat ek al nie, maar mense hoor min van Idols wat ouens wat gewen het, selfs mense wat gewen het wat 'n loopbaan daarna het. Ja. En meeste van die Crescendo mense het loopbane gehad daarna. Absoluut. Maar toe kom jy af hiernatoe. En alhoewel julle albei julle eie goed gedoen het julle tog begin saamwerk nie. Of het julle al toe al saamgewerk? Maar ons het mekaar Ons werk moeilik saam. Ons het mekaar vir die eerste keer gesien by 'n Crescendo. Ons oë het mekaar die eerste keer gesien by 'n Crescendo. Ek het gesien sy daar het die maar skop begin. enkels en toe Ek het meer goed gehad wat maar was, maar hy het na my enkels gekyk. So dis hoe julle mekaar ontmoet het by Crescendo. ek het haar op die verhoog, Staatsteater, letterlik Staatsteater. Staatsteater verhoog agter die gordyne, net Wow, ek wil net weet van agter die gordyne nie. Nee, ek het gesien haar rok se materiaal is dieselfde as haar skoene se. Dit was nie heeltemal nie, maar hy sê so. Ek het 'n redelike vinnige fyn oog vir detail en ek het afgebuk en gesê, Hy hou van mooi skoene. Dis nou baie netjies, jou skoene en jou rok het dieselfde materiaal.
En toe sien ek haar enkels. En toe ek opkyk, is dit hierdie blou oë en die O, blonde jene, hare. o, jene, nee. En vir my wat nou 'n tipe van 'n donker, al die Benadies is donker, was hierdie net hierdie wonderlike 'n ligstraal. Noorweegse O, nee. skoonheid. Skoonheid. Ja. Hoor jy, het vir my die mooiste iets daai aand vir my gesê. Wat? Maar nou, agterna het ek gewonder, sê hy dit op elke dorp vir elke girl. Toe hy nou so opkom van die skoene af, toe sê hy vir my, oh, jy lyk net 'n engel. Toe dink ek, okay, ander ouens het al vir my goed gesê, maar dit het ek nog nie gehoor, hier moet ek vasbyt. Ja. En interessante is, weet jy, Ja. Jannie, sy het 'n klomp kinders altyd crescendo toe gebring. Erik Stresso, ek weet nie of jy weet van hom Ek nie. weet die naam klink bekend. Die Koleskies. So sy het Oor die Koleskies ook. sy het die Koleskies afgerig. O, werklik. Ek het hulle ontdek in my skoolkoor. Hulle liedjies wat hulle gesing het by crescendo was haar liedjies. Ja. En dis hoe sy toe nou So pianis jy was. herken nou, nee. Ja, Dat sy die musikale een is. absoluut. Okay, goed. Ek is wil net weet. ek is die eerste O, een om te Jessie, sê nee, Jannie, ek kan baie fyn luister en ek weet wanneer 'n ding mooi Die ou is, se oor is baie goed. maar sy het 'n fenominale talent en daaroor wil ek baie graag praat want ons gaan weer ernstig saam. Ek weet julle werk al lank al saam, maar dat julle nog saamwerk en nog vorentoe nog besig is met nuwe Ons stuff. het nog 'n bucket list, ons het nog drome en die magic vir ons is daar in my musiekkamer. As ek iets geskryf het en ek gaan haal hom en ek begin dit vir hom leer, is een van twee goed. Of hy sê, nee wat mamma, ek weet nou nie, hierdie praat jy met my nie. Of hy sê, speel weer. Jy Nee, weet, as ek huil Ja. nadat sy ons speel, weet ek. daar is vir ons die Dit is magic. dit. 'n Ander ou sal sê die verhoog as daar 10,000 mense klap. Die Nee. magic is daar in ons huis. Is As 'n ons heilige ruimte. Heilig. Ek het vir haar 'n vleuelklavier kon koop by die ou konservatorium in Pretoria vir R1000. 'n Vleuelklavier, 'n Blüthner 1880. Met die hemelste klank. En jy weet, jy moet Die 'n wonderlikste instrument hê ding. om by skepping uit te kan kom. Ja. So haar klavier is alles vir haar. Die klavier is aan my vasgegroei. Ja, Ek het sal daai- eendag 'n baie groot graf moet hê. Maar ons het hierdie musiekkamer waar die Eerlik. magic gebeur Ja. en Maar ons het 3 seuns met hulle 3 mooi vrouens en hulle word ook 'n groter deel van ons lewe. Want hulle sê gereeld vir ons moet oefen want jy gaan binnekort 'n lot klein voetjies deur die huis kom. Daar's nog niks nie. So ons is so groot afwagting van wat kom. nee, maar ook haar input in die seuns was fenomenaal. Kyk, al ons seuns sing ook, maar hulle het eers gaan studeer. Ek het vir ons kinders gesê, gaan kry iets van substans dat jy altyd kan terugval, want om te sing is 'n voorreg. Enige kunste is 'n ongelooflike waagstuk. Ja. Want waarvan leef jy? Jy moet brood en botter hê en veral seuns, mans moet kan provide, hulle moet kan 'n huis hou of 'n huis bou. En hulle is nou klaar studeer, hulle het goed gedoen en nou begin ek sien die middelkind. Fenomenaal. Hy skryf nou sy eie liedjies. Ons sal sien waarheen dit gaan. Maar sy het nou 'n liedjie geskryf byvoorbeeld vir Adassa, die Alzheimer's en Demensie Vereniging van Suid-Afrika, omdat my ma dit het en sy by ons vir 19 maande gewoon het. Weet ons waardeur gaan mense. So die liedjie is deurleef en die liedjie vertel die storie as ek vergeet, moenie my vergeet nie. So ek is dan die een wat nou vergeet en Erik, my middelkind, is die een wat sê pa, ons sal jou nooit vergeet nie. Maar emosioneel. Ons huil Maar dit oor moet musiek. nog vrygestel word. Ons is Musiek nog op pad soontoe. Is ongelooflik. Ek kan jou niks vertel nie. Jy weet. Jy weet hoeveel mense Ons is net ons leef ons so in dat Ines sing 3 woorde dan huil hy en dan sing hy lekker. Maar ek is so lelik as ek huil. Want my eerste kind se trou het hulle net foto's waar ek lyk soos Hy het al 3 getrou. Jy moet nou nee, maar nou hoe dit lyk ek was. soos 'n bulldog want alles is so op mekaar gedruk omdat ek probeer mooi lyk en jy kan nie as jy huil nie. Dis vieslik. Ag, ek het nou so lekker met julle gesels. Ek is nou so jammer dat ons moet klaarmaak. Verskriklik dankie. Vir julle by die huis, julle kan nou sien. Die program se naam is Alles wat mooi is. Hier's 2 van die mooiste mense van die Suid-Kaap. Ines en Greta, baie dankie. Baie dankie Reg, vir die Jannie. saamse kuier. Ons gaan weer kuier. Absoluut. Tot volgende donderdag, sien vir julle weer.